Eendag, lang gelede, het Stompie, Stertjie en Strikkie hulle tassies gepak om te gaan na die Pittewoud. Die Pittewoud is die plek waar al die sade van die hele wêreld wat weggegooi word en nie geplant word nie, uitspoel by die einde van 'n rivier, wat nie in die see inloop nie. Hierdie rivier se water vloei spesifiek net om al die weggooi pitte te laat groei. Stompie, Stertjie en Strikkie het natuurlik skerp flitse ingepak om in die aand rond te loop. Hulle het elkeen 'n Leatherman ingepak, 'n kabel, 'n stuk tou, vierhoutjies en genoeg padkos. En dit het hulle gegaan. Julle het tata gesê, mamma en pappa, want as hulle hoog in die bome bly, sal hulle okay wees, maar op die grond moet hulle pas op, want daar loop die swart tier loop rond op die grond. Stompie, Stertjie en Strikkie het in die hoogste toppies gespring, links regs, al oor die bruin takkies met mooi helder groen blaartjies. Het julle geweet die helder groen blaartjies op die punt van die boompies is die nuutste blaartjies van die hele boom? Ja? Dit is die sagste blaartjies. Elke nou en dan kon hulle 'n bietjie van dit knibbel ook. En daai takkies het hulle rondgespring, nader en nader. Al langs die rivier, maar nie die rivier wat see toe loop nie, die rivier aan die ander kant van die berg, wat in die middel van die land inloop, geëindig in 'n massiewe groot dam. En om die dam was al die pitte, wat nooit geplant was nie. Stompie en Stertjie en Strikkie het met die bome op en op gespring. Maar op 'n kol, toe kom hulle voor kraanse, en hulle moes teen die kraanse opklouter. Daar was nie bome nie, en dit is teen hierdie rotse, wat die swart tier gelê het in die skaduwee is. Julle, Stompie, Stertjie en Strikkie het natuurlik uit die boom uit gesien en gesê, daar is die swart tier, en vir hom geroep, oom swart tier, ons sien jou! Maar hy het nie teruggeantwoord nie. Wat gaan hulle maak? Hulle het 'n doringtakkie afgebreek en hom gegooi tot in daai skaduwee, maar die takkie daar bly lê in die skaduwee van die swart tier, en hulle het gedink, wat nou? Hulle het nader en nader gekruip, maar hierdie skaduwee het nie beweeg nie, en toe hulle daar kom, toe sien hulle, dit is 'n tekening teen die rotskraans van 'n swart tier. Daarom hulle te fnuik uit te oorlê, en raai wat? Toe hulle nog so kyk, hoor hulle in die boom onder hulle die nals van die swart tier, wat ingeslaan word in die boombas in, krapmerke maak, vasgryp, en hoor klim hierdie swart tier. Hy het die prent teen die rots geteken om hulle aandag af te trek, en dit het gewerk. Soos blits, kroop hulle gou 2 stukke draad teen mekaar vas, en 'n stuk tou, maak hom in 'n tak vas, en hulle swaai, julle, net betyds van die swart tier het gespring uit die boom uit. Ja! Bek oop, tande wyd, naals gepunt. En hulle was net buite bereik, en hy het geland teen die kraanse, met sy naals in die klip in vasgevang. O, gatsie, maar hy bly gly. Stompie en Stertjie en Strikkie het probeer op en op klim, maar hy het ook gegly, maar hy het heeltyd net buite bereik gebly. Sy naals het stukke van die klip afgespat van hierdie kraanse af. Julle! En Stompie, Stertjie en Strikkie het aan 'n boomworteltjie gehang. Stertjie heel onder, net betyds, het Stompie haar opgetrek boontoe. Hy het aan Stertjie se stert vasgehou, hele buite bereik van daardie swart dier, wat bly grom en brom. Maar hulle is veilig oor die rand van die kraans. So gou as wat hulle kan, het hulle gehardloop vir die hoogste, eerste boom. Raai wat? Dit was darm maar net betyds. En die swart dier het oor die rand gekom, maar toe hy oor die rand is hulle al weg. Daardie aand het hulle hoog in 'n boom geslaap, ver bo alles. En hulle het van mamma se lekkerste goggaslaai geëet. Daar was skerpe joentjies in, vet miswurmpies, die lekkerste, sappigste, krakerigste goggaatjies. Volgende môre, julle, toe hulle sommer in 'n japtrap by hierdie woud.
Maar hulle kon al die woud ruik, want daar was bloeisels van lemoenpampoentjies. Daar het skilang groen stingels gehang, boontjies, avokadopeerbome, julle was massief groot, lemoenbome, druiwepriool het gerank, tussen hierdie bome deur, al die vrugte wat jy aan kan dink en al die groentes was daar, dit was mooi, dit was kleurvol, daar was bloeisels en groentes en vrugtes, arbeie in die grond, ag julle, maar hulle moes vinnig pluk, want die swart dier was gereed om hulle te vang, as hulle te lank op die grond is om arbeie te pluk. Maar die tier was nie die grootste gevaar nie, die vrugtemotte het gekom, julle 'n hele swerm, eers het dit gelyk soos 'n donderwolk wat op pad is, groot pakwolke wat saamgepak het, maar toe sien Stompie, Stertjie en Strikkie, dit is die vrugtemotte, hulle kom om die hele groentetuin te verwoes, die groente en vrugtewoud, wat gaan hulle maak? En raai wat, hulle het besluit, ons moet die grootste vuur maak wat ons kan, in die middel van die groentetuin. En dit sal dalk die motte weghou, o gatsie, hulle het daar 'n stuk van die oerwoud oopgeskraap, laat die grond daar is, droë stokke neergesit, en hulle vuurhoutjies gebruik. Maar daar laat val die vuurhoutjies van die groot dier, die swart een, was agter hulle. Bah! Maak hulle bang, spring uit die apies in die lug in, maar hy vang daar vir Strikkie, tussen sy kloue vas, en hy sê vir haar, vanaand is jy dierkos, jou klein aapie, maar voel hoe benerig is jy. Dalk moet ek jou eers bietjie laat eet, laat jy weer kan vet word. Maar dink julle Strikkie wil vet word? Dogtertjie apies hou nie van vettigheid nie. Maar terwyl hy nog so wonder of hy Strikkie dadelik moet eet, kom daar die motte ingefladder, en die tier raak sommer verboureerd en verward, en Strikkie glip uit sy pote uit, en toe hierdie motte is, en hy soos, wat gaan nie aan, en hy hoor net, hierdie motte wil net byt, en hy soos, moenie my byt nie, ek's nie 'n groente nie, kry Strikkie net betyds sy vuurhoutjie, en sy steek die hout in die brand, gaan daar 'n vuur op, julle, hoor jy die motte klap hulle vlerk en verdwyn tussen die bome in, hulle wil kom eet, maar die vuur hou hulle weg, skree daai klomp motte, sulke vreeslike skreeue in die nag, maar eintlik was dit in die middel van die dag, maar die motte het al die sonlig uitgehou, maar daar die vuur was groot, en die tier is soos, wow, wat maak julle, kom maak julle vuur, en die tier sien die motte is bang vir die vuur, en hy weet, of hy kan nou vir Stompie, Stertjie en Strikkie vang, en hulle probeer opeet, of hy kan help hout kry vir die vuur. Wat dink julle gaan hy doen? En Strikkie sê vir hom, tier, jy moet nou besluit, om ons te help, ons die motte weghou van al hierdie groente, en vrugte wat hulle kom alles opteet, en dan verdwyn die mooi van hierdie woud, en die tier dink, maar hierdie is my huis, ek wil nie in afgebreekte vrot vrugtewoud bly nie, alles wat gehap en gebyt en gekneus is, ek wil in hierdie mooi woud bly wat hier nou is, ek gaan julle help, julle, dadelik gaan kry hy droë blare, maar raai wat, Strikkie kry 'n plan, sy vat 'n mielie, en sy druk hom binne in die vuur, en raai wat, begin hy pop, trek daai mielie uit, maar hy slat sommer 10, hy slat 10 motte, business, puta, puta, gaan daai motte en daai mielie trek julle, maar dit lyk soos 'n missiel wat vuur, so ver as wat hy gaan, skiet hy popcorn, en dit tref die motte, skree die motte, en die tier maak, Stompie en Stertjie drink, wat nou gaan nie aan, en hulle hoor, julle, uit 'n grot, hier in die grond, kom vleermuise, en daar begin die vleermuise motte vang, want die motte is vasgevang tussen die bopunt van die woud, hulle wil nader kom na die vrugte toe, maar die vleermuise het 'n mat boor hulle gevlieg, hulle vasgekeer en begin knaag en kou, voordat die motte kon eiers lê, waar dit rispes uitgroei om al hierdie groente en hulle blare op te eet, het hierdie vleermuise elke laaste mot opgeëet, en toe dink die tier, nou gaan ek my apies kry.
Maar Stompie en Stertjie was weg. Terwyl die tier se aandag afgetrek was deur die motte en die vleermuise. En die vleermuise terugvlieg in die grot in. En toe die tier begin rondkyk, is hierdie driekies al af met die kraanse. Bo in die toppe van die bome, elkeen met die vetste, grootste arbei wat hulle in hulle lewe al gesien het. Aha. Elkeen het 'n raspberry op hulle kop gesit. Dit lyk so sulke rooi pruik wat hulle op het, pink pruik, en hulle spring huis toe. Daar aangekom het hulle arbeie en raspberry geëet vir 'n hele week en die tier het maar gelê en wag in die groentewoud tot die apies eendag weer sal kom.